Kryners, ons is reg en sien uit om saam met julle huise te wees wat Jesus volg en dit leef waar ons bly, werk en speel. Wanneer 'n mens 'n ligfoto van ons gemeenskap sou neem, sal al die huise wat Jesus volg en dit leef waar hulle bly, werk en speel, se lig duidelik sigbaar wees. En dan sal ander in die gemeenskap wat nog soekend is, vir wie die donkerte van hulle lewens soms te veel is, deur daardie lig van Jesus aangeraak word. En dit is hoe ons as Kryners hoop en liefde sigbaar in ons gemeenskap uitleef. Kryners en vriende wat saam met ons luister, welkom by die boodskap. As jy hierna luister, glo en vertrou ek dat jy dit doen met die verwagting om deur God aangeraak te word, om te beleef en toe te laat dat die Heilige Gees in jou werk en jou lewe aanraak en transformeer om al hoe meer in lyn te kom met God se wil en sy plan en sy roeping vir jou lewe. As ek die naam Exodus sê, wat kom eerste by jou gedagtes op? Die 10 gebooie, Moses, die woestyn. Dit is alles so, maar die hart van die boek Exodus gaan eintlik oor 2 kerngedagtes, oor vrygemaak en oor herontdek jou identiteit. Exodus is 'n boek van vry word. Die volk word vry van slawerny, maar om vry te kan word, vra dit dat hulle moet vertrou. Hulle moet vertrou dat die Here vir Moses na hulle toe gestuur het om hulle uit Egipte te lei. Hulle moet vertrou dat hulle veilig van die farao en sy soldate gaan ontsnap wat hulle agterna gesit het. Hulle moet vertrou dat hulle die woestyn gaan oorleef, dat hulle kos en water en skuilings gaan hê. Hulle moet vertrou dat daar regtig vir hulle 'n uitkoms en 'n nuwe land en 'n nuwe toekoms is, na meer as 400 jaar se leeftyd as slawe in Egipte. Maar die vertroue kom nie maklik nie. Hulle verloor vinnig en gereeld hulle vertroue in God en in Moses. En dan word hulle maar net weer slawe van vrees, vasgevang in onsekerheid en kommer en in minderwaardigheid. Nou net vir interessantheid, wie van julle weet hoe lank se reis die kortste roete van Egipte tot in Kanaan vir hulle sou gewees het? Net 2 weke. As hulle die direkte pad gevolg het, sou hulle binne 2 weke daar kon wees. Nou weet julle hoekom het die Here hulle nie daardie kort roete laat vat nie? Gelukkig staan dit vir ons in die Bybel nie. So dis 13 vers 17 en 18 staan daar. Toe die farao die volk laat trek het, het God hulle nie die pad na die land van die Filistyne toe laat vat, alhoewel dit die kortste was, want hy het gesê, as die volk in 'n geveg betrokke raak, kan hulle dalk spyt kry en na Egipte toe teruggaan. Daarom het God die volk met die ompad laat gaan, die woestynpad, in die rigting van die Rietsee. So hulle was nog nie reg nie. Hulle was nog nie genoeg vertroue in God gehad nie, en ook dat hulle besef het, hulle is God se volk nie. So hulle moes weer leer om te vertrou, en om dit te kon regkry, moes hulle weer ontdek wie hulle is. Hulle is God se volk. Hulle behoort aan God. Hulle lewe in afhanklikheid onder die sorg en die leiding van God. En dit het 40 jaar gevat vir hulle om dit werklik weer te besef, dat hulle nie meer slawe is nie, dat hulle vry is, dat hulle aan God behoort, dat hy vir hulle uitkyk en vir hulle sorg, en dat hulle hom kan vertrou, vir vandag en vir môre. So, miskien is die hartsvraag vandag vir jou, hoe lyk vertroue in jou lewe? Vertrou jy God? Vertrou jy die mense rondom jou, die mense naby jou? Of is jou vertroue verbreek? Is daar werklik net wantroue in jou lewe oor? Dan wil ek jou uitnooi, luister en groei vandag in jou geloof en word bevry van die afbreekende en vernietigende slaaf van vrees effek wat wantrou op jou lewe het. En kom ontdek wie jy is, kind van God, en hoe dit nuwe moontlikhede van vertroue en hoop in jou lewe kan inbou. Kom ons kyk saam na een deel uit die volk se 40 jaar uit Egipte uit in die woestyn journey, en ons verryk ons verstaan en ons ervaring van vertroue. Mag hierdie woord van God regtig vandag tot jou spreek. So ons lees uit Exodus 16 hierdie verhaal vir vandag.
Nadat hulle Elim verslaan het, het die hele volk Israel in die Sinai-woestyn aangekom, wat tussen Elim en Sinai lê. Dit was op die 15de van die tweede maand, nadat hulle uit Egipte getrek het. In die woestyn het die hele volk hulle teenoor Moses en Aaron begin verset en gesê, as ons maar liewer in Egipte omgekom het, deur die hand van die Here, terwyl ons nog by die vleispotte kon sit en oorgenoeg kos gehad het om te eet. Nou het julle ons laat wegtrek tot in hierdie woestyn, om die hele volk van honger te laat omkom. Toe het die Here vir Moses gesê, let nou mooi op. Ek sal elke keer vir julle kos uit die hemel laat reën. Dan moet die volk elke dag gaan en die dag se voorraad optel. So sal ek toets of julle my opdrag wil nakom of nie. As julle op die 6de dag voorberei wat hulle ingebring het, moet hulle dit dubbel soveel wees as wat hulle elke dag opgetel het. So ons sien duidelik weer eens die wantroue hier in Eksodus 16. Nie die eerste keer dat hulle gekla het en gewens het dat hulle terug kan gaan en net in slawe in Egipte wees nie. Maar weer eens voorsien God en sorg hy en herbevestig hy aan hulle dat hy hulle God is en dat hulle aan hom behoort. So ons gaan nou hierdie storie mooi uitpak wat alles hier gebeur, maar sien net 'n bietjie later in die storie in vers 17, hierdie sterk voorbeeld van God se voorsiening, waaroor hierdie afgelope reeks gepraat het ons as leraars in hoe ons God kan vertrou vir genoeg. So vers 17 sê so, die Israeliete het dit toe gaan optel, die een baie en die ander een 'n bietjie. En toe hulle dit met 'n maatemmer afmeet, het die met baie nie te veel nie en die met 'n bietjie nie te min gehad nie. Hulle het volgens elkeen se behoefte bymekaar gemaak. Is dit nie net ongelooflik nie? Ons kyk so baie keer na ander mense rondom ons en dink dat ons min het en dan raak ons jaloers oor hulle wat meer het. Meer tyd, meer geld, meer vriende, meer geleenthede, meer vooruitgang. Maar die probleem is, as ons na ander kyk, dan mis ons uit om raak te sien hoe God se betrokkenheid by ons eie lewens lyk. Ons mis om raak te sien hoe hy vir ons sorg, dat ons genoeg het vir onsself, nie te min nie en nie te veel nie. Daar is hierdie treffende storie wat hierdie genoeg nogal mooi uitbeeld. 'n Vrou sien eendag hoe 'n bejaarde pa en sy dogter mekaar op die lughawe groet. Sy hoor hoe die pa vir sy dogter sê, ek is lief vir jou en ek wens vir jou genoeg toe. En die dogter antwoord haar pa, papa, ons lewe saam was meer as genoeg. Jou liefde is al wat ek ooit nodig gehad het en ek wens vir jou ook genoeg toe. Sê die dogter vir pa, en met daardie woorde stap die dogter weg en die pa gaan staan by die venster en kyk uit na die vliegtye. En hierdie vrou sien dat hierdie pa baie bewoer raak. En sy wil hom troos, maar sy wil ook nie net intrude op sy privaatheid nie. Maar die pa draai toe na die vrou toe en sê vir haar, moes jy al ooit iemand gegroet het en geweet het, dis heel waarskynlik vir altyd. Die vrou antwoord toe, ja, ek moes al en dis baie swaar, maar ek moet vra, hoekom is hierdie groet vir altyd? En die pa vertel toe dat sy dogter oor see werk en dat sy nie gereeld huis toe kom nie. En dat hy al baie oud is en ook sieklik is, so die kanse dat hy haar weer gaan sien, is baie skraal. Die vrou troos toe hierdie oom en na rukkie sê sy vir hom, ek het opgemerk dat toe jy en jou dogter mekaar gegroet het beide van julle gesê, ek wens vir jou genoeg toe. Wat beteken dit, vra sy vir die oom? En die pa vertel toe vir haar dat dit 'n wens is wat al baie generasies deel van hulle familie is en dat dit eintlik deel is van 'n baie langer seënwens wat hulle het. En toe net daar, so uit sy kop uit, dra hy die volgende seënwense voor vir hierdie vrou. Hy sê, dit gaan so, ek wens vir jou genoeg son toe, sodat jou ingesteldheid altyd positief mag wees. Maak nie saak hoe donker die dag rondom jou mag lei nie. Ek wens vir jou genoeg reën toe, sodat jy altyd die son nog meer sal waardeer. Ek wens vir jou genoeg geluk toe, sodat jy waarlik en ware aanhoudende vreugde mag beleef. Maar ek wens vir jou genoeg ongeluk toe, sodat die klein vreugdes in jou lewe ook vir jou groot mag lyk. Ek wens vir jou genoeg voorspoed toe, sodat jy alles mag hê en ervaar wat jy begeer. Ek wens vir jou genoeg teëspoed toe, sodat jy alles wat jy het en ervaar, sal waardeer. En ek wens vir jou genoeg halous toe, om jou deur die finale totsiens te dra.
Dit is so mooi. Om gereeld te kyk na ons genoeg, help ons om te vertrou in God se betrokkenheid en in sy sorg, vir al die kere wat ons dalk dink ons het te min. 'n tweede belangrike gedagte wat ons moet onthou rondom die verstaan van vertroue, is dat dit werk vat. Vertroue is 'n werkwoord, dit is 'n aktiewe keuse wat jy maak. Jy kies om iemand te vertrou, om iemand die voordeel van die twyfel te gee. As iets gebeur wat met die eerste oogopslag vir jou vreemd lyk, kies jy om te vertrou. Nou in ons personeelspan praat ons van we fill the gap with trust. As daar 'n gaping is, iets wat nie lekker sin maak nie, kies ons om eers te vertrou en dan op grond van die vertroue direk met die persoon te gaan praat en uit te vind wat presies het gebeur of gesê is, voordat ons met 'n wrok van wantroue in ons harte rondloop. Iets van aktief werk ten opsigte van vertroue sien ons ook in hierdie teks. Die volk moet die kos gaan bymekaar maak het. Hulle moes dit gaan optel het. Dit het nie net in hulle monde geval, soos in daardie animasiefliek Cloudy with a Chance of Meatballs nie. In daardie storie staan die mense so met hulle monde oop of met hulle borde gereed en dan val die kos net uit die lug uit, presies daar waar hulle is. Dis nogal 'n oulike storie. Ek dink ek moet dit weer so 'n bietjie saam met my kinders gaan kyk. So, in elk geval, die opdrag aan die volk is, doen jou deel, doen die werk, gaan maak by mekaar. Wat ook nogal interessant is dat hulle op die 6de dag moes hulle dubbeld so hard werk. Maar die rede daarvoor is sodat hulle in die skepingsritme van rus kon kom. En ons sien dit hier in vers 22 van Eksodus 16. Op die 6de dag het hulle 'n dubbele porsie opgetel, 4 liter vir elkeen. Toe al die leiers van die volk dit vir Moses kon vertel, sê hy vir hulle, dit is soos die Here gesê het, môre is 'n rusdag, 'n gewyde Sabbat van die Here. Maak alles gaar, bak wat julle wil bak en kook wat julle wil kook. En wat oorbly nadat julle geëet het, moet julle wegsit en bewaar vir môre. Hulle het dit weggesit tot die volgende oggend soos Moses beveel het en dit het nie sleg geword of miet gekry nie. Wat treffend hier is dat dit juis die rus is wat jou vertroue uitbeeld, sigbaar maak. Wanneer die volk rus, wys dit dat hulle God vertrou in sy sorg, dat daar vir hulle genoeg is. En dit wys ook dat hulle getrou is aan God. God het vir ons 'n bepaalde lewensritme gegee. Hardwerk vir 6 dae, maar daarna rus. En hierdie rus gaan oor om jou kragte te herlaai, om jou menswees weer in 'n gesonde balans te kry, maar verseker ook om op God te fokus. 'n Dag wat toegewy is om God raak te sien in jou lewe, hoe hy sorg, hoe hy voorsien, hoe hy jou help en lei, en dan met eerbied en dankbaarheid hom daarvoor loof. 'n Laaste gedagte wat ek wil uitlig en wat my weer eens net laat besef het hoekom die volk vir 40 jaar moes bou en werk aan vertroue en nie net die kort pad Kanaan toe kon vat nie, is omdat hulle so maklik getwyfel het en vir Moses en vir God wantrou het. Hoor net wat doen hierdie skirminkels, basies direk na God fisies bewys het, dat hulle altyd genoeg sal hê, en dit is in vers 27, ons lees van vers 25 af. Toe het Moses gesê, eet dit nou vandag, want vandag is dit die Sabbat van die Here, in die veld gaan julle niks kry nie. 6 dae moet julle bymekaar maak, maar op die 7de dag, die Sabbat, sal daar niks wees nie. Tog het daar op die 7de dag van die mense uitgegaan om by mekaar te maak, maar hulle het niks gekry nie. Die Here sê toe vir Moses, hoe lank gaan julle nog weier om my bevele en opdragte te gehoorsaam? Ek het vir julle die Sabbat gegee en daarom gee ek vir julle op die 6de dag genoeg kos vir 2 dae. Elkeen moet bly waar hy is en niemand mag op die 7de dag sy woonplek verlaat nie. Die volk het toe op die 7de dag gerus. Ai, tog sukkel die volk om te vertrou, na alles. En tog sukkel ons vandag nog steeds. Daarom het ons as leraars beleef dat hierdie tema wat ons graag die afgelope tyd gedoen het, iets is wat ons moes oorgesels. Want ons is oortuig dat elkeen van ons kan groei in ons vertroue en dat dit 'n ongelooflike positiewe effek op ons geloofsreis kan hê. En vandag is die laaste boodskap van hierdie reeks oor toevertrou en
vertrou, waarmee ons leraarspan die afgelope 4 weke besig is. Hierdie afgelope paar sondae het julle gehoor hoe God ons vertrou. En ons deel maak van sy werk op die aarde, deur te werk met dit wat ons bring, soos die 5 broodjies en die 2 vissies wat die disippels gehad het. Jesus het dit gevat en vermeerder en gaan uitdeel en dit het 'n onmiddellike nood en 'n probleem aangespreek. Hy werk met wat ons het. Hy vertrou ons. En dan het ons gehoor hoe hierdie wonderlike skepper God ook vir ons genoeg gegee het, genoeg hulpbronne, genoeg kreatiwiteit om te kan herskep, vanuit die en in hierdie oorvloed kan lewe. God het aan ons die rol van medeskeppers van hierdie wêreld toevertrou en ons geroep om dit goed te doen, sodat dit God sal eer en sodat dit aan die wêreld sal uitbeeld hoe groot en hoe betrokke hierdie God is. En julle het gehoor dat selfs al voel ons soms ons het niks nie, moet ons net weer rondom ons kyk en raak sien wat ons het. En dan in vertroue dit na God toe bring. Soos, en beleef, want hoe God absoluut betroubaar is, en wanneer ons God vertrou, sien ons hoe hy voorsien in oorvloed, en meer maak, soos die olie in die weduwee se kruik, en hoe dit nie opgeraak het nie. So, God het soveel aan jou toevertrou. Hy betrek jou by sy werk, en betrokkenheid in hierdie wêreld, en daarom kan ons eintlik regtig nie anders, as om God te vertrou, in elke area, faset, uitdaging, nood, kommer, of geleentheid in ons lewe nie. Kom ek som vandag se storie met hierdie 3 praktiese gedagtes op, wat jy in jou lewe moet gaan toepas. Vertroue gaan daaroor om te kyk na jou genoeg. Vertroue gaan oor werk en oor rus. Werk aan en vir vertroue, maar groei in vertroue wanneer jy rus. En wantroue wen nooit nie. So vul die spasie met vertroue en wees betroubaar. Ons het die geleentheid om 'n weeklikse ritueel wat ons in die erediens gelunch het verlede Sondag, die simbool van die hande in die kruik, saam met julle hier te doen. En ek wil graag die wonderlike van God se werk met julle deel. Ons het die teks van vandag se preek al vasgemaak toe ons met die beplanning van die reeks begin het. Het ons geweet ons gaan met hierdie teksgedeelte werk. Maar toe ons in die week daaroor praat, toe sien ons hierdie teks na hierdie een gaan oor 'n kruik en oor die betekenis van die storie dat God sorg en dat ons hom kan vertrou en dat dit na die volgende nageslag oorgedra moet word. En wat ons ook diep geraak het, is dat dit ook gaan oor 'n tiende, wat die Ou Testamentiese verwysing na dankoffer is. En toe ek dit vir my kollegas wys, en sê ons net vir mekaar, "Sjoe, dit voel asof die Here vir ons sê, ons is op die regte pad." So gebruik nou hierdie oomblik en beleef hoe God ook in jou werk en vir jou die volgende op jou hart druk. En hoor wat die Here vir jou sê. Maar is die goeders wat mens weggee wat jou ryk maak, en dit is daarmee wat jy mense om jou raak. Want wat beteken liefde as jy dit nie gaan gebruik nie, of 'n blom so geur as niemand daaraan ruik nie. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, wat vol bly selfs al sou sy dit gebruik. Ek vermoed die hart werk soos die weduwee se kruik, en die liefde is die olie in sy buik. So ek lees die laaste gedeelte van hierdie storie. Die Israeliete het die kos manna genoem. Dit was wit soos koriander, saad en het soos heuningkoek gesmaak. Moses het ook nog gesê, die Here het beveel, 'n volle 2 liter manna moet vir die nageslag bewaar word, sodat hulle die kos kan sien wat ek julle in die woestyn gegee het, nadat ek julle uit Egipte bevry het. Moses sê toe vir Aaron, vat 'n kruik
en gooi 2 liter manna daarin. Sit dit dan voor die Here neer, sodat dit vir julle nageslag veilig bewaar kan word. Aaron het dit voor die getuienis neergesit om dit in bewaring te hou, soos die Here vir Moses beveel het. Die Israeliete het 40 jaar lank manna geëet. Hulle het dit geëet totdat hulle bewoonde gebied bereik het, tot hulle by die grens van Kanaan gekom het. Die 2 liter maat waarmee die manna afgemeet is, was 1/10 van 'n standaard maat. Mag jy beleef hoe die Here in jou werk, deur jou werk, die vertroue in jou lewe laat groei. Vertrou hom met dit wat hy aan jou toevertrou het. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u sorg en u liefde en die hoop wat u in ons lewens inbou. Dankie dat ons dan kan vashou met alles in ons. Ons vertrou u, want u is betroubaar. En ons, Here, is hier om u diensknegte te wees en alles wat u aan ons toevertrou het, so te gebruik, so te benut en so te deel, dat dit u koninkryk laat kom, dat dit u eer en verheerlik, dat dit getuig van 'n lewe van dankbaarheid. Ek bid vir elkeen wat worstel met wantroue, wat stikkende harte het, dat u hulle harte mag heel maak, dat u hulle op 'n pad van genesing mag sit, dat u vir hulle vanuit u betroubaarheid kan wys. Vertroue is goed. En vertroue, Here, is dit waarna toe ons werk. Ons vertroue in u en ook ons vertroue in ons medemens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Kryners, vriende, mag saam luister, mag die Here julle seën met genoeg. Genoeg vertroue, genoeg betroubaarheid, genoeg liefde, genade en hoop, dat jou lewe mag getuig van God se goedheid, en dat jy tot seën van ander mag wees. Amen.